1 Konings 3. Salomo se huwelik, sy droomgesig in Gibeon. Hy vra en verkry wysheid. En Salomo het hom verswaar met Farao, die koning van Egipte. Hy het naamlik die dogter van Farao geneem en haar in die stad van Dawid ingebring, totdat hy met die bou van sy huis en die huis van die Here en die muur van Jerusalem rondom klaar sou wees. Alleenlik het die volk gedurig op die hoogtes geoffer, omdat tot op daardie dag daar geen huis vir die naam van die Here gebou was nie. En Salomo het die Here lief gehad, deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. Hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En die koning het na Gibeon gegaan om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo, en God het gesê, "Begeer wat ek jou moet gee." En Salomo sê, "U het aan die knegt, my vader Dawid, 'n groot guns bewys, net soos hy voor u aangesig gewandel het, in trou en in geregtigheid, en in opregtheid van hart met u. En u het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat u hom 'n seun gegee het, wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, u het die knegt koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is 'n jong seun, en ek weet nie om uit of in te gaan nie. En die knegt is midde onder u volk wat u verkies het, 'n groot volk, wat nie getel of bereken kan word weens die menigte nie. Gee dus aan u knegt 'n opmerksame hart om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hier die talryke volk van u kan regeer?" En dit was goed in die oë van die Here, dat Salomo dit begeer het. En God het vir hom gesê, "Omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het, en nie vir jou rykdom begeer het, en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het, om regsake te verhoor, so doen ek dan volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees, al jou dae nie. En as jy in my weë wandel, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek jou dae verleng." Toe word Salomo wakker, en dit was 'n droom. Daarop het hy in Jerusalem gekom en voor die verbondsark van die Here gaan staan, en brandoffers gebring, en dankoffers berei, en 'n maaltyd vir al sy dienaars aangerig. In die tyd kom daar 2 vroue wat hoere was, na die koning, en hulle gaan voor hom staan. En die een vrou sê, "Ag, my Heer, ek en hierdie vrou woon in een huis, en ek het by haar in die huis gebaar. En op die 3de dag, na my bevalling, het hierdie vrou ook gebaar terwyl ons saam was. Niemand anders was by ons in die huis nie, maar net ons 2 in die huis. En die seun van hierdie vrou het in die nag gesterwe, omdat sy op hom gelê het. Toe staan sy in die middel van die nag op, en neem my seun langs my weg, terwyl u dienares slaap. En sy het hom in haar skoot neergelê, maar haar dooie seun in my skoot neergelê. Toe ek die môre opstaan om my seun te soog, was hy dood. Maar in die môre het ek hom goed bekyk, en dit was nie my seun wat ek gebaar het nie." Maar die ander vrou sê, "Nee, maar die lewendige is my seun, en die dooie is jou seun." Maar die eerste sê, "Nee, maar die dooie is jou seun, en die lewendige is my seun."
So het hulle dan voor die koning gestry. Toe dink die koning, die een sê, dit is my seun, die lewendige, en jou seun, die dooie, en die ander sê, nee, maar die dooie is jou seun en die lewendige is my seun. Daarop gee die koning bevel, bring vir my 'n swaard, en hulle het die swaard voor die koning gebring. En die koning sê, sny die lewendige kind in 2 stukke, en gee die helfte aan die een en die helfte aan die ander. Maar die vrou wie se kind die lewendige was, het met die koning gespreek, want haar binneste was ontroerd oor haar seun. Sy het gesê, ag my Heer, gee haar die lewendige kind en maak hom tog nie dood nie. Terwyl die ander een sê, hy sal nie myne en ook nie joune wees nie. Sny deur. Toe antwoord die koning en sê, gee haar die lewendige kind en maak hom in geen geval dood nie. Sy is die moeder. En die hele Israel het gehoor van die vonnis wat die koning uitgespreek het en was bevrees vir die koning, want hulle het gesien dat daar goddelike wysheid in sy binneste was om reg te doen.